and we bring sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring sacrifice of praise unto the house of the Lord, and we offer underneath sacrifices of thanksgiving, and we offer underneath sacrifices of praise. We bring sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring sacrifice of praise unto the house of the Lord, and we offer underneath sacrifices of thanksgiving, and we offer underneath sacrifices of praise. Kom alle volken, klap met die handen. Kom alle volken, klap met die handen. Ik zing de loflied, o Heer. We are the roses, we are the corner, oh Jesus, lovzaam en verheerlijk. Kom alle volken, klap met die handen. Ik zing de loflied, o Heer. We are the roses, we are the corner, oh Jesus, lovzaam en verheerlijk. Kom alle volken, klap met die handen. Ik zing de loflied, o Heer. We are the roses, we are the corner, oh Jesus, lovzaam en verheerlijk. Kom alle volken, klap met die handen. Ik zing de loflied, o Heer. We are the roses, we are the corner, oh Jesus, lovzaam en verheerlijk. Prijs de Heer, prijs de Heer. Mijn maat me al vroeger weer aangeklapt. Toen ik jong was, dit is nog niet leuk. Als ik stijf was en ze me is hij net zo. Is hij aangeklapt in die kerk op zijn je kindpak geven, prijs de Heer. Amen. Loof de Heer. Je mag niet een klein Charles pak geven. Loof de Heer, hij is goed, zijn goedheid kent geen einde meer. Maar loof de Heer, hij is goed. Zijn goedheid kent geen einde meer. Kom to the honors and all the song. Along the words they can edify. Loof de Heer, hij is goed. Zijn goedheid sterk. Oh, Heer, amen. Laat volken zingen, dat Salomon en Loof de Heer, hij is
altyd, die Here is goed vir ons. Ek het my stem, aanbiddingskoortjie, 'n lofsang tot die naam. Want ek het my stem, 'n lofsang tot die naam. Ek het my naam, want die is al gesaam. Oh, vol my naam, Here Jesus toegenaam. Zodat my leven trouw iemand verleert. Dan zing ik halleluja, halleluja. Oh, Heer, halleluja. Dan zing ik Here, wanneer die hemel sal skeur en jou vyandse werk in ons lewe sal verdwyn en verpletter word. Hy wat ons altyd weer versoek, hy wat ons siek maak, hy wat ons aanval. Maar ek wil U dankie sê, Here, dat ons môre kan sing al die lof en al die Here van ons harte. Met ons onperfekte vermoëns sing ons tog al die lof en al die Here vermoë aan U. Geef ons môre ons bestemde deel. Ons vra dit mooi in die naam van Jesus. Amen.
Ek lees in die week iets raak wat my aandag getrek het en ek wil die Here dank dat jy kan selfs op Facebook iets lees. Is dit 'n teksgedeelte, is dit 'n skrif? Baie maal net die ou dagstukkie wat van jou Bybel apps af deurkom. Beteken so baie in ons daaglikse lewe. Dank ek die Here dat ek omring kan wees deur mooi goed om te sien. En ek het baie respek vir Dr. Miles Monroe. Hy leef nie meer nie, maar baie groot werk vir die Here gedoen. Baie intelligente man. En ek lees hierdie quotering wat hy genoem het en dit sê don't die old, die empty. That's the goal of life. Go to the cemetery and disappoint the graveyard. En hy gaan verder en hy sê, weet jy, as jy oud doodgaan en jy het niks gedeel met niemand nie. Sê die begrafplase van hierdie wêreld is van die rykste plekke waar treasure, of mens kan sê skatte begrawe is. Ja. Want daar's mense wat nooit uiting gegee het aan dit wat hulle weet of dit wat hulle voel of dit wat hulle potensiaal was, né? Kan julle dink het nooit daai uiting gegee nie. En hy sê gaan graveyard toe. Leeg. Moet niks op die aarde los nie. Don't leave a stone unturned, né? En ja, laat leeg. Dat jy leeg word uit die dit wat 'n mens van hart en siel jou verhinder. Don't die all, but die empty. Give it all to God. That's the goal of life. Go to the cemetery and disappoint the graveyard. En ek dink as iemand seker nou julle kan sien wat Miles Monroe vir die Here gedoen het en die massas mense wat hy deur die Heilige Gees bereik het, het daai filosofie uitgeleef. Dit sê vir 'n stukkie wat in sy hart was. Doen alles vir die Here. Moenie leeg en moenie leeg by die lang bome gaan lê nie, terwyl jy lewe. Doen iets vir die Here. Ek geniet dit so om getuienisse te hoor. En ek luister spesifiek wat Martha gesê het dat daar te verlange gekom oor ja, jy mis jou mense in Suid-Afrika. Né? Wie weet dit al gehad? Kom aan, seker aan op. Wie het nou nog? Natuurlik. Jy kom so meer as een plek lief wees. En ek dink in die week aan myself. Bernardus, ek is so tipe ouder. Die kerk en die kinders van die Here, my mense is my alles. Maar dis so herder moet wees. Jy moet ook worry oor jou skapies. Want as jy mos nie herder nie. So, as ek die alles aan omstandighede, as ek jou Sondag in die kerk nie sien nie, dan gaan ek dink, kon of jy right is. Is jy okay? Is die persoon kwaad? Is hy siek? Want dis hoe jy kan ook nie altyd net te veel bel nie, want dit lyk ook nou nie goed en dit lyk nog nie die mense optrek. Maar dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor liefde mis jou broer en suster, dis dit reg. Mamas mis julle nie julle kinders nie. Paas, mis jy nie jou vrou en jou kinders nie? Natuurlik. En dit beteken nie, as jy mekaar nie sien nie. Maar dit sê vir my dat die kerk, die liggaam van Christus, moet jou alles wees. En dit is wat Miles Monroe hierso sê. Hy sê, as jy vir die Here alles wil doen, vir jou mense alles moet doen, gee alles uit, totdat jy leeg van binne is. Gee alles. En dit sê vir my, nog 'n saak, as jy jouself leeg maak, kan Christus jou weer volmaak. Don't die old, die empty. That's the goal of life. Go to the cemetery and disappoint the graveyard. Don't give the devil a chest and a coffin full of treasures. Ek sien nou daar in Suid-Afrika, in die weekboek op Facebook, sien ek hulle grin nou baie grafte uit, dan steel hulle die handles. Kan jy nou dink, as jy daar so weet hoe by 'n shack kom, en jy kom nou by jou maatjie kuier en jy klop aan sy deur, en jy trek die deur oop en is 'n kushandel. Dit gaan ook nou nie so lekker wees nie. Dit gaan baie awkward wees.
En ek glo nie jy kan daai handles by Bunnings koop nie. Dis 'n decorated coffin handle. Ja, dit is lekker vir daai. Ja, prys die Here. Maar don't die empty. Go to the cemetery with a life that's been emptied out and God disappoint the graveyard. Een van die mense wat hy toe nou aanhaal is daai man. Wie van julle ken sy naam? Wie die David beeld gemaak? Julle is nog right, maar julle is definitief nie beelde aanbidders so goed soos die ou Romeine nie. Sy naam is Michelangelo. Okay? Hy het die David beeld gemaak voor hy 30 jaar oud was. 17 voet hoog is die David beeld. Ek het hom gesien, ek was daar. Maar hy het baie dinge. Michelangelo was 'n baie beroemde mens. Hy het alles gegee, al sy talent wat hy gehad het. Hy het niks teruggehou. Hy het van 'n jong ouderdom af het hy daai marmer. Is dit moontlik dat iemand sy hande so goed kon wees dat hy het nie net een nie, hy het baie dinge in sy lewe gedoen. Maar hy was 'n baie beroemde man en Miles Monroe sê ook, look at Michelangelo. If he didn't empty himself of his talent, the world would have never seen what was inside him. As Michelangelo graf toe gegaan het, vol, en hy het nooit sy vermoë, dis nou 'n liggaamlike vermoë, en hy was ook 'n argitek gewees, het hy nooit dit aan die mense om gegee nie, dan was die wêreld minder mooi, kan jy maar sê, minder admireerbaar. En so is dit ook in ons geestelike lewens, as jy kan uiting gee van dit wat in jou hart is, sê vir die ou langs jou, daar's iets in my, wat jy nog nooit gesien het nie, iets baie moois, wat die Here kan uithaal, en dis die talente en die gawes wat die Heilige Gees ons gee, stem jy saam? Natuurlik, daar's mooi verskuilde dinge, wat die Here uit 'n mens kan uitkry, en kan uithaal. En hierdie ou het die regtig baie dinge vir die wêreld gedoen. Daai is seker die grootste werke wat Michelangelo gedoen het. En hy het daai geverf tussen die 1500s, mid 1500s. En daai verf is nou nog, jy verf jou huis se ceiling, en oor 2 of 3 of 5 jaar moet jy dit weer verf. Ek weet nie wat se verf het hulle gebruik nie. Bernardus, daai ouens kon verf en daai verf plak op. Dit is ook om hulle seker, maar hy is ook nie vroeg dood nie, hy was 88, so daar was seker nie baie lood in nie, hulle het ons baie lood in die ou verf gebruik. Ek weet nie of hulle lood sou gebruik en alles in die hele plek seker in mekaar gevolg. Maar daai is nou die slag van Armageddon wat hy nou daar uitgebeeld het, hy het het geverf. En ek het 6 jaar geverf daarin, maar hy het ook die dak geverf. En dit is alles binne hom gewees. Mense het verskriklike goeie vermoë. Dis die plek by the way waar hulle die Pope kies. Dis nie Vatican City in Rome. Maar nie te ver van hierdie plek af nie, wil ek julle vertel van iemand anders. Wat in my oë baie groter is as Michelangelo. En baie meer vir die wêreld gedoen het. Die enigste verskil was dat hy was nie vry om in die Vatican en die Pope se paleise te skilder en marmerbeelde aan mekaar te sit nie. Hy was in die tronk gewees. Baie beroemde tronk, ek wil julle van hom vertel. Daar's 'n tronk, net 'n paar kilometer ver weg van Michelangelo se prachtstukke in Rome. En die tronk is eeue en eeue en eeue oud. Die tronk se naam is die Mamertine Prison in Rome. Dis die gebou daarso. Dit lyk mooi van buite af, maar binne is daar 2 groot selle. Dis 'n vertrek bo en dan is daar ook, dis die boonste vertrek. Jy sien net so 'n stukkie van hom daar. En hier het hulle politieke gevangenes gehou. En dan sien jy daar so 'n klein gaatjie daar. En
as jy hom nou van onder af kyk, as jy so ongelukkig was om onder te wees, dat jy nou opgekyk en dis al lig wat jy kon sien. Dis daai gaatjie daar. En hoe het die mense daar ingekom het, hulle het die mense wat dan nou politiese oortredings gehad het, of baie erge oortredings, het hulle daar af laat sak. En dit was basies dit. Of jy daar dood gegaan, of hulle het jou ge-execute, of hulle het was 'n torture prison. Maar daar was nie strappe daar af, hulle het die mense daar afgesak en daar gemoed. Een van die mense wat daar afgelaat sak was, ons het nou laas week gepraat van, onthou julle, ons het gepraat van Caleb en Joshua. En Caleb en Joshua het ons gesê, uit wat se stam uit kom Caleb? En ons het gelees in Genesis 49, hy kom uit die stam van Juda. En Joshua kom uit die stam van Josef, van Ephraim. En ek het vir die gelees in Genesis 49, wat Jakob op sy sterfbed het hy nou geprofeteer. So pa het nou op sy sterfbed sy 12 seuns nader geroep en hy het oor elkeen geprofeteer. En toe hy by Juda kom, sê hy vir Juda, jy is soos 'n leeu wat gaan lê. Jy sal nie laat die vyand jou opjaag nie. En Jesus Christus is uit die stam van Juda gebore. Maar ek het ook vir u gesê dat jy moet ook die geaardheid van 'n leeu aanleer. Nie om met jou broer of jou man of jou suster of jou vrou te beklei nie, maar as dit by die duiwel in sy werke kom, moet jy soos 'n leeu wees, soos Christus. Jy moenie laat hy jou opjaag oor alles in jou lewe nie. As hy sy vingers klap, wie kan hulle vingers klap? Ek kan. Kan iemand hulle vingers klap? As hy dit doen, moet jy nie spring nie. Want hy is die duiwel. En jou voet sal mos op sy nek wees, sê die woord van die Here nie, dat jou jaagskeen sal op sy nek wees nie. Jy moenie reageer elke keer as die duiwel sy vingers klap, want dit is presies wat hy wil hê jy moet doen. Jy moenie kwaad word elke keer sommer net vir niks nie, want dan sondig jy as jy iets sê as jy kwaad word. Die Bybel sê kan kwaad word, jy moet nie sondig nie. So dis wat die duiwel doen. Hy wil jou heeltyd opjaag. En die Bybel sê in die boek van Genesis 49, die stam van Juda waaruit Jesus Christus gebore was. Die stam van Juda waaruit Petrus die apostel kom. Die stam van Juda waaruit Jesus Christus is soos 'n leeu. Hy gaan lê, iemand jaag hom op. Hy staan op as hy wil opstaan. Dan dink jy is die koning van die bos, koning van die oerwoud. Jy is koning van jou lewe. En dis hoe 'n mens self beheersing. Dis soos 'n vrug van die Gees. Liefde, selfbeheersing. Wanneer jy jouself kan beheer, dan frustreer jy die rook uit die duiwel uit. Hoe laat julle in daai Afrikaans? Want hy kom agter, man, hy skop nie sommer jou hok en emmer en dan doen jy iets nie. Kyk hom net so glimlag. Stap aan. We are not rattled. Don't let the devil rattle your cage for everything that happens. En die man wat in hierdie gat afgesak het, was uit die stam van Benjamin. Nou kom ons gaan nou weer terug na Genesis 49, toe ons lees wat Jakob op sy sterfbed geprofeteer het oor die stam van Benjamin. Genesis 49 vanaf vers 27 sê Benjamin, die stam Benjamin, dis soos 'n wolf. 'n Wolf wat kan verskeur. In die môre eet hy sy prooi en in die aand deel hy byt uit. In die môre van my prooi, maar in die aand gee hy dit terug. Nou die laaste beskrywing wat ek van so iemand kan dink, wat 'n disipel kan jy nou dink was so? Dink ek. Hoe dis nou? Wat 'n disipel en so gemaak? Petrus? Hy was ook so. Inteendeel, hulle sê Petrus was heel waarskynlik. They say he was executed on the hills of Rome. This is on the hill. So they do think that he might have been through that as well. So they say that Peter was most probably in that dungeon. And Peter was from the tribe of Judah. So hulle daai leeu van 'n seun ook daar afgesak. En ek dink is Petrus nie onderbo gekruisig nie, help my.
Petrus is onderste bo gekruisig. So hulle het hom dalk hier uitgehaal, nie in hom op die hemel gekruisig nie. So Petrus, nou wie was Petrus? Petrus was die rots, of Jesus Christus is nou maar die rots, maar die Here het mos vir Petrus gesê, Petros, klein klippertjie, né? Op hierdie rots sal ek my gemeente bou. En die Here het hom gebruik, hy het die gemeente in Jerusalem gebou, dis reg, en hy het later, daar's 'n basilika, dis 'n groot kerk in Rome, wat ook aan Petrus vernoem is. En wie was Petrus se gelyke, kan jy nou maar sê? Die disipel wat so baie boeke in die Bybel geskryf het, daar seker. Paulus. Paulus kom uit die stam van Benjamin. En Benjamin se profesie sê, Jakob het gesê, die stam van Benjamin is soos 'n wolf, hy verskeur in die môre, hy vang prooi, maar in die aand deel hy vir almal uit. Weet jy, dit het my so laat dink aan Paulus. Weet jy, Paulus, toe sy naam nog Saulus was, het gery met briewe in sy hande, klaar gesign deur die owerhede, om manne en vroue in Damaskus in hegtenis te neem. En op pad soontoe, dis mos Damaskus, né? Dis sien hy die lig, verblindende lig van die Here op hom val, en hy hoor 'n stem van Jesus wat vir hom sê, nou hierdie man julle, het manne en vroue uit hulle huise aan hulle hare gesleep voor hulle kinders, en hulle oorgegee in die gereg, omdat hulle Jesus gedien het. Hy was 'n Jood, ortodokse Jood, en hy het die ou leer en die wet en die offers en al die dinge van die tempel het hy aangehaal. Hy het die bloed van Jesus nie verstaan nie, hy het dit nie begryp nie, en hy het die gemeente wat Petrus geplant het vervolg. Soveel so dat hy die gemeente het gehuil en gesug oor wat Paulus aan hulle gedoen het. Hy was soos 'n wolf wat die gemeente van Christus in Jerusalem verskeur het. Hy was soos iemand wat in die môre manne en vroue uit hulle huis gaan uithaal het soos 'n wolf. So was Paulus. Maar ek wil die Here dank vir die profesie wat kan verander. En toe Paulus nou kom in Damaskus, nadat die lig van die hemel om hom straal het en hy was blind geword. En was dit Ananias geweest? Ek dink so, né? Was dit Andreas? Ek is nie seker. Ek dink dit is Ananias. Die disipel van die Here wat in Damaskus was, en hy bid toe vir Paulus. Paulus word toe gered, en die Here laat die skille van sy oë afval, en nadat hy Jesus Christus ontmoet het op die pad na Damaskus toe, die Here ons met hom gepraat, Paulus, en hierdie wolfgeaardheid van hom, in die volgende oomblik toe begin hy buig uitdeel, toe begin hy sy lewe uitdeel, hy is dadelik toe gedoop, die Heilige Gees ontvang, en daardie man het so kragtig vir die Here gewerk. Nou, op 'n manier was hy 'n Joodse Romein ook gewees, maar hy stam van Benjamin, en jy ken die geskiedenis, en hoe daai ywer, deurdat hy soveel mense skade gedoen het sy ywer geword. Die feit dat ek wil vir jy sê, jy kan nooit na jou verlede kyk nie. Moenie iemand verdoem en sê, weet jy, daai persoon is so, hy sal so gebore word, hy gaan so doodgaan. Ek weet dis moontlik, maar kyk vir Paulus hoe die Here hom verander. Hy was 'n wolf wat verskeur het, maar toe na die Here met hom klaar is, toe deel hy buik uit. Is die Here nie 'n wonderbare God? Hy kan 'n mens verander. En is net die bloed van Jesus wat jou kan red, wat jou kan skoon was van sonde, en dan dink hy nie meer aan daai sonde nie. Dis net die krag van God wat jou kan help van verslawing. Dis net die krag van die Here wat jou kan verander, maar daar is niks by Jesus onmoontlik nie. Stem jy saam? Hy kan kankers genees. En hy doen nog steeds. Hy kan werk voorsien. Hy kan vrede in jou lewe inbring. Hy kan vrede in jou huwelik inbring. Hy kan krag in jou huwelik inbring. Genade, hy kan vir jou voorsien. En Paulus was toe die man wat hulle daardeur laat sak het. En Paulus is gevange gehou die tweede keer. Die eerste keer was hy mos in sy huis vir 'n paar jaar in Rome, wat hy meer vryheid gehad het. Maar hulle sê die geskiedkundiges dat toe hy die brief aan Timoteus geskryf het, wat ek nou vir julle gaan lees vandag, het hy nie geskryf. Sê hy. Nou hierdie plek, jy kan nou nie daar sien nie, maar daai gat is nou daarbo wat jy deurgesak word, en dan as jy nou afsak en
hoe spreek jy mense uit? Tulianem, dungeon, kan die mense nou maar sê, né? Wat hulle beweer dat Paulus sê hulle definitief, Petrus dink hulle so, en hy is daar uitgeneem of gekruis, maar dat hy daarin afgesak. Daar's nie lig nie, dis donker. Die enigste liggees wat van bo af kom, as jy daardeur kyk. En mense lees so maklik die Nuwe Testament. Hy lê op jou bedkassie, hy kan dalk stof vergader, of nog erger, dalk in die boekrak. Julle ken ons die storie van die pastoor of die dominee wat nou daar gekom by die mense en huisbesoek gedoen het. En na hy sy tee geroer het, vat hy sy sakdoekie en hy vee die teelepeltjie af. En hy sit hom in die mense se Bybel wat op hulle in hulle eetkamer is, al op die tafeltjie, telefoontafeltjie, sit hy die teelepeltjie so in en hy maak hom toe. Bid en doen die seëngebed na huisbesoek en hy's daar uit. En 'n paar weke daarna kom die suster en sy sê, broer, waar het jy my bicycle gelos? Nee, ek jok. Sy sê, broer, ek kry nie my teelepel nie. Ek wil nou nie dink. Sy sê van, man, weet jy, dink jy ons pastoor steel? Daai is my ma se teelepeltjies. Die man het natuurlik sê, ek waar nie regtig met jou ma se teelepeltjies. Dis my sentimentele waarde, ek soek my kosbare teelepeltjies. Dominee het in die leerboekie daar in die Bybel gesit. Dit kry niemand om. Toe sê sy vir hoor jy maar, ek wil nou nie vir jou beskuldig nie, maar waar het jy my lepel gesit? Sy sê in jou Bybel. En die onus daarop is, as sy ooit die Bybel gevat het, soos sy gesien het, waar is my lepel? En jy ken daardie verhaal, dis 'n ou illustrasie, maar weet jy, as jou geestelike lewe voel of het stil staan, of jy by 'n traffic intersection, dis nie 'n rooi word nie. En jy voel nie die lig wil net nie groen word, hy bly vir jou rooi en amber, en jy kom net nie voor nie, dis omdat jy die woord van God nie neem nie. Ek kan hoe voel, hoe sleg voel, hoe teneergedruk voel, hoe moedeloos voel, as ek hierdie woord van God vat, en jy lees vir hom, dan breek daar bande en goeters oor jou, en ketTINGs oor jou, wat jy vir mense nie kan beskryf. Ja, en die duiwel wil alles probeer, dat jy die woord van God nie lees nie. As jy geestelike deurbraak in jou lewe wil hê, net jy en Jesus. Annetjie het getuig, Suster Annetjie, haar seun moes self met die Here praat toe voorsien die Here verwerk. God wag vir jou reaksie om self met hom te praat. Stem jy saam? As jy sy woord neem, hierdie is die lig van die wêreld. Hierdie gaan lig in jou huis inbring. I guarantee you, there's nothing more powerful than the word of God in our lives. And you don't have to be a perfect person to read it. Sinners read this and they come free. Ons kan dit lees en vrykom. En Paulus het wel definitief meer as die helfte, die mense sê 2/3 van die boeke geskryf van die Nuwe Testament. En een van hulle is in die dungeon geskrywe, sê die slim mense. En hy skryf terwyl Paulus nou hier is. En hy sit daar op daai ou growwe plaveisselblokke. Weet jy wat is daai gat in die grond? Hierdie plek was oorspronklik gebou vir 'n underground water reservoir. And because it was on a hill, the spring would come out there and it would fill the room with water, and then through gravity it could feed to the city. Maar later, daar seker maar iets gebeur, of die fontein het sy water verloor, of die watertafel het gesak toe gebruik hom vir 'n tronk. Maar daar was wel water daar binne. En ek wil die Here dankie sê, dat die historians sê, dat daar is verhale waar, toe Petrus, hulle sê veral Petrus, wat hulle sê, dat hy in daai kamer was, het hy gebid. Dit staan nie in die Bybel nie, maar daar is verhale daarvan, dat hy Petrus gebid het en die water daar begin opbruis het genoeg, sodat hy mense kon doop, die gevangenes saam met hom die gevangene. The history of the world, I'm not saying it was like that, I was not there. Maar ek vir een ding sê, ek weet een ding, as Petrus daar was en hy het gebid, het God hom gehoor. En miskien was dit Paulus ook. Die Here
iets wonderliks doen uit 'n dooie situasie, stem jy saam? Hy kan iets skep, hy's God, hy's jou skepper, hy maak onmoontlike dinge waar. Daar's geen twyfel by my nie, dat God, het julle geweet, Jakob was 'n waterwyser geweest. Jakob was 'n water diviner. How did Jacob know way too deep to find a well? If you go to Samaria, or Jericho, of Samaria, waar die put van Jakob is, julle ken mos die put, waar Jesus by gaan sit, en toe kom die Samaritaanse vrou uit, né? Weet julle hoe lyk dit daar, mense? Dis woestyn, dis boerbokwereld, daar's niks nie. Daar groei die niks net so. Maar tog het Jakob geweet, waar waant te grou. En hulle sê, nee man, hier is duiwelse goed, hy is van die oude gebore af, is nie. Tot die olifante weet waar is water. Hierdie klein jakkalsies, wat ons in die bosveld kry, ken jy hulle bak oor jakkalsies? Het julle al gesien? Hulle is 'n paar antennes, lyk soos bimbe. Hulle sê, daai jakkalsie kan jou hart hoor klop van 20 meter af. So goed kan hulle hoor. En die Here het die vermoë vir sy kinders gegee om water te kry. Natuurlik ja, ek het my pa baie gesien waterwys. En die Here, daar was water onder in daai put gewees. En Paulus skryf hierdie brief in die omstandighede, dalk in ketTINGS. Dalk kan u dink, broeder en suster, met permissie gesê, terwyl Paulus op 'n stadium Petrus ook daar was. Hierdie Paulus wat uit die stam van Benjamin kom, hierdie reus van 'n man in die geloof, wat alles vir die Here gedoen het, en hy's dalk in ketTINGS, dalk in boeye. Daar kom net 'n klein bietjie lig daarbo deur. En hy skryf hierdie Timoteus, hoor hoe mooi is dit, 2 Timoteus 4, skryf hy aan sy seun. Nie sy regte seun nie, maar sy Christelike seun Timoteus. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus. Die Engels sê, Timothy, I charge you. When the king lays a charge on your life, it's something he really wants you to do. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel. As Paulus so om hom gekyk het, waar staan dalk dooie mense? Kan jy dink as dit donker is? Weet julle wat maak 'n rot in die donker? Nes jy aan die slaap raak en koue in jou tone. Dis 'n tipe van marteling wat hulle gedoen het. Hulle het rotte in daai donker goed gegooi. En dit hou weer hy van slaap. Dit martel jou. Jy kan nie slaap toe, dan eet die goed jou. Jy kan hulle nie rondjaag nie, want daar's nie lig nie. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewe en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Paulus is gevange en hy skryf hierdie woorde aan sy seun Timoteus. Hy sê, verkondig die woord van God. Hou aan. Ek wil vir jou ook vanmôre sê, hou aan om die Here te dien. Hou aan tydig, hou aan ontydig. Die Engels sê dit mooi. Talk about God when it's time to do it, and talk about Him when it's not time to do it. Paul says, talk about God all the time. Tydig en ontydig. Praat van die Here, praat van sy goedertierenheid, getuig van sy krag. Verkondig die woord, hou aan tydig, ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Want daar sal 'n tyd wees, nou profeteer Paulus uit hierdie dungeon uit. Hy sê, daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees. Vir hulle dan 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. En die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Daar sal 'n tyd kom en hierdie dinge sal gebeur. Hulle sal afwyk van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar die Here sê vir jou, Timoteus, en ek sê ook vir u vandag, maar wees jy net in alles nugter. Wees wakker, wees nugter, die tye raak donkerder. Wees jy net nugter en wakker. Moenie aansluit by al die nonsens wat die wêreld doen nie. Wees nugter, wees wakker. Ly verdrukking. Moet ons verdrukking ly?
Natuurlijk. Jy ly nou al verdrukking. Waar het jy nou gesien? In 'n tyd waarin ons vandag lewe, dat ma en pa moet werk, om 'n huishouding aan die lewe te hou. Is dit waar? Dis waar, dis moeilik julle. Die taxes is high, en hulle ship ons taxes af na die ander plekke toe, en hulle gee dit vir al die slegte mense, en hulle wil nie die goeie Suid-Afrikaners laat inkom nie, ons moet betaal, maar die kriminele, die aliens, is wat Trump sê, van al die governments laat hulle sommer net. Ons lei al vir die naam en die saak van die Here nou al. Laasweek, nie laasweek nie, hierdie week, as jy die koerante lees, hier in Australië, is daar inbrake gewees by huise wat klomp mans met machetes inbreek, en dan gooi hulle die man, gooi hulle vol petrol agter in die boot. Dit klink vir my soos African style. Julle weet daai plek wat ek vandaan kom, julle sal nou nie weet nie, maar ek kom van die plek af, nee. Daar gooi hulle sommer 'n tyre om jou nek. Ja, hierdie goed kom, broer en suster. Ons moet wakker wees. Die Here sê, wees jy net nugter, en as jy verdrukking ly jou verdrukking soos Paulus hier in die tronk. Doen die werk, hou nie aan om jou werk vir die Here te doen van 'n evangelis. Doen jou werk, gee dit wat jy het in jou binneste vir die wêreld. Soos Miles Monroe sê, don't die full, die empty. Keep giving what you can do for God. Do it with an open heart. Keep giving. Gee. Doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Nou, 2 Timoteus 4 vers 6 sê, want ek, Paulus, word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. En die tyd van my heengaan is naby. Nou 'n drankoffer, ek het daar aan die regterkant. 'n Drankoffer is iets wat vir ons beskryf word in Numeri 28 vers 7. And the drink offering thereof shall be the 4th part of an hin, it's a measurement, for the one lamb. Dit is baie sterk wyn, baie kosbare wyn, wat afgemeet is, volgens daai hin, daai veelheid. It was an offering for God for one lamb. En Paulus sê hierso, ek voel asof ek soos 'n drankoffer uitgegiet word. As jy 'n glas wyn vat, jy kan nou gaan trek as daar maar so kom wys vir jou. Of was net as jy bid kraat het en bid teels, en jy gooi die glas wyn so uit, maar nie die glas breek nie. Waar gaan daai wyn oral heen gaan? Gaan so lekker vloei. Dis net 'n klein glasie wyn, maar gooi hom nou op die vloer, everywhere. Fernando skud sy kop. Jy het dit al gedoen, ek ook. As jy melk steel in die aand in die yskas en jy hoor iemand kom en jy maak te vinnig toe en dit al. En die wyn is oral. En dit gaan tussen die teels, gaan dit tussen die krakies lê. Ek wonder, as ek dink aan Paulus, ek wonder hoe hy water gekry het. Was daar 'n emmer en 'n tou om onder uit die put uit water te gaan haal? Het die water van bo af gekom, van daar af? Die soldate dalk net die grit opgetel, 'n emmer met water daar afgegooi, en die water so oral dalk geloop, tussen die plaveisselstene, soos wat jy 'n drankoffer sal uitgiet. Hy het daar gesit, en hy skryf, hy sê, want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. Dit wat om jou was. As dit wel waar was, dat daar mense gedoop was daar en die Here daai fontein laat opreis het, en die water ook, toe dit nou terugsak, tussen daai blokke se streepies gaan lê. Iets het om na dink aan 'n brandoffer. Dis hoekom hy dit skryf. Hy sê, ek voel ek word as 'n drankoffer uitgegiet. Hy sê, en ek voel die tyd van my heengaan is naby. Hy het ook dan gesterwe. Paulus was hier aan die einde van sy lewe.
Hy sê, maar ek het die goeie stryd gestry. Moenie dink dat hy benoud was of depressief nie. Hy was vol blydskap van die Here. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek is dankbaar dat ek my drankoffer uit kon giet. Hy sê, ek is dankbaar, Dr. Miles Monroe sê, dat dit wat ek van vol was, van die volheid van die Here, die goeie wyn is mos die volheid van die Here. Die goeie wyn, Jesus is mos die wynstok. En jy is mos die loot en die Vader is die landbouer. As jy in hom ingeënt is, gaan jy goeie wyn dra, prys die Here se naam. Ek kyk eendag iets, skip ek op maar net my kop. Daar is 'n Kaapenaar. Nou hou hulle nagmaal. Hier ons nagmaal is die kerk vol, né? Ons het druiwesap, maar as daar nou regte wyne is die kerk vol, jy geweet. Aan die Kaap, dan staan hulle sigarette. En sy vat die glasie en sy kap hom en sy sê, oh well, I love my Jesus. Ja, jy wonder wat lyk dit. Maar ek het dit gesien, hy kry te lag en dink ek, ja, ek wonder, maar hy smaal sê vir my, like die wyn meer. Maar, jy weet, dit laat my so dink aan die goeie wyn. Goeie wyn wat die Here in ons lewe sit. En Paulus het alles vir die Here gedoen. Hy is in die gevangenis, maar tog skryf hy 'n brief aan Timoteus. Hy sê, my lewe is op die einde, ek voel soos 'n drankoffer wat ek uitgegiet het. Ek het alles vir die Here gegee. Soos hy was 'n wolf van 'n man, hy het mense verskeer, soos die stam van Benjamin, maar hy deel toe nou prooi uit, en hy gee almoes, en hy gee alles terug. Alles wat hy gesteel het, of van mense se lewens, het hy probeer regmaak. Hy sê, ek voel soos 'n drankoffer wat ek uitgegiet het. Ek het die goeie stryd gestry, vers 2. Ek het die wedloop volëindig, en ek het die geloof behou. As ek en jy net aan die einde van ons lewe kan kom, en ons kan hierdie geloof behou. Verder, sê hy, is vir my weggelê die kroon van geregtigheid. Jy kyk op hierdie aarde 'n kroon. Maar daar's weggelê, sê hy, 'n kroon van geregtigheid. Bly by dit wat reg is. Wat die Here, die regverdige regter, my in daardie dag sal gee. En nie net aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Beywer jou om gou na my te kom. Onthou Paulus skryf vir Timoteus. Hy sê Timoteus, beywer jou om gou na my toe te kom. Hy sê, want Demas het my verlaat. Hoe baie mense het jy al verlaat in jou tyd van nood? In days of need, friends are few. Het jy dit al baie gehoor? Beywer jou om gou na my toe te kom. Maar ek dank die Here, Jesus sal jou nooit verlaat nie. Want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het. Ek het na Thessalonika vertrek. Ag, mamma, speel vir ons asseblief. Crescens en na Galasië, Titus en Dalmatie. Jy sien al hierdie lande, al hierdie plekke, Thessalonika, Crescens, Galasië, Titus, Dalmatie, is maar net van die min plekke wat Paulus in sy eie besoek het. Hy het sy lewe uitgegiet soos 'n drankoffer, hy het alles vir die Here gegee. Hy sê maar Lukas is alleen by my. Lukas was 'n mediese dokter. Lukas is alleen by my. Dit wonder ek ook. Waar was Lukas? Was hy dan naby? Was hy toegelaat om by Paulus te kom? Weet nie. Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees. Tychicus het ek na Efese gestuur. As jy kom, moet jy die reismantel bring, wat ek in Carpus en Troas laat agterbly. Sê vir my, Paulus kry koud. Daar in die donker, bedompige nat plek. Jy dink aan 'n mantel, jy sê, as jy kan, bring my baadjies saam. Pragtig. Broer en suster, as jy toelaat dat die Here jou soos 'n drankoffer uitgiet, wil jy moet sien wat gebeur as jy iets uitgiet, hoe dit vloei daar. Don't die full, die empty. That's the goal in Christ. Don't let the devil steal your ambitions. Don't let him steal what God ordained for you to do. Het is nooit te laat om vir die Here te sê, Here, dankie. En nie dankie te sê vir dit wat jy al klaar vir die Here doen in hierdie gemeente, dat ek vir die Here dankie sê dat jy is altyd daar, as mense op julle knoppie druk, jy is altyd daar, jy moet altyd mense kerk toe, party bly nie. Maar dit beteken nie dat jy hulle nie nooi nie, beteken nie dat jy nie uitreik nie. Solank ons alles bly gee, my broer en my suster, met 'n blykomende hart, 'n vreugdevolle gees,
dan verwag ons die koninkryk van die Here. Ag, staan net saam met my en ons sluit net af. Here, die koortjie sê, wie sal ons skei van sy liefde? Verdrukking, vervolging of smart. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Here, daar is niks wat ons sal kan skei van die liefde nie. Die blydskap wat die Here as ons beskutting gegee het, beskut ons van hierdie wêreld. En ek wil vanmôre bid, Here, dat die blydskap van U in ons harte sal bly. Dat die vreugde van U in ons gemoed sal bly. Dat ons sal bly opkom na die huis van die Here. Bly, liewe Here, mekaar sal besoek en oor U praat. Bly van die grootheid en goedertierendheid getuig. Ek wil vandag vir U dankie sê dat U die anker is van elke huis. Ag, daar waar jy staan, vat net jou lewensmaat as hy by jou is, se hand op. Dankie, Here, dat ons staan as gevolg van U. Ons staan op die rots Jesus Christus. En al sy storms teen ons lewe aankom en dit woed teen ons mure, sal ons bly staan en ons huise sal nie val nie, geestelik, want ons huis is op die rots gebou. Dankie, Here, Here, dat geen tronk, geen dungeon sal ons ooit kan skei van die liefde van U nie. Dit sal nooit ons kroon wat U vir ons weggeberg kan neem nie. Maar help hom, Here, dat ons ook waardig geag sal word, soos Paulus, soos Petrus, wat altyd daar 'n draai gemaak het op daai verskriklike plek. Maar Here, tog, Here, het hulle opgestaan vir wat hulle gevoel het, die geregtigheid van U. Ek dankie, Here, dat ons so, Here, ons eindbestemming kan verseker, Here, om te volhard. Die woord van die Here sê, as jy volhard tot die einde toe, dan sal jy gered word. Amen. Prys.